Goeiemôre. Ons lees vandag Handelinge 16 en dit is 'n voorreg, Here, om in U teenwoordigheid te mag inbeweeg om U woord te hoor terwyl U met ons praat. Ek vra U dat U vanoggend deur die Heilige Gees met ons gaan gesels. U het al die disippels gelei. Lei ons asseblief ook om soos hulle gelei te word, dat ons oorgee aan U leiding, Here. Gee ons die moed en die krag om binne U woord te bly en te wandel. Ons verlang om U te hoor en te verstaan, soos Paulus en Johannes. Lei ons, Vader, selfs al voel dit vir ons ook, of ons agter geslote deure sit, of dit ons is wat daar by hulle in die tronk sit. Eensaam en hartseer, dis wat ons is. Ons is eensaam en hartseer oor die dowes, mense wat nie wil hoor nie. Lei ons soos U ons wil lei. En ons loof U daarvoor. Amen. En dan net gou die kort inleidingkie. Die Gees daar in Handelinge 16 keer Paulus en Timoteus om in Asië te preek, en hy roep hulle in 'n nagtelike visie na Macedonië. En in Filippi word Lydia gedoop. 'n Slavin word vrygemaak. Paulus en Silas in die tronk gegooi. En daar in die tronk sing hulle lofliedere. En 'n aardbewing kom. En die tronkbewaarder vra: wat moet ek doen om ook gered te word? En nou stap ons hoofstuk 16 binne. Hoofstuk 16 vers 1. En hy het in Derbe en Lystra aangekom. En daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Ikonium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis gaan, en hy het hom geneem en besny ter wille van die Jode wat in daardie streke was, want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek was. En op hulle reis deur die stede het hulle die verordeninge wat deur die apostels en die ouderlinge in Jerusalem vasgestel was, aan hulle oorgegee om te onderhou. En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Mysië kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Vers 8. So het hulle dan Mysië verbygegaan en na Troas afgekom. Goed, die opskrifie. Die gesig van Troas. Paulus seil na Macedonië en preek in Filippi. Lydia, die purperverkoopster, die tronkbewaarder van Filippi. Vers 9. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê: kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothrace en die volgende dag na Neapolis. En daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie, en ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan, buitekant die stad, langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was, en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. Vers 14, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is,
het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen. Maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Vers 19. En toe haar eienaar sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeur, en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle al baie slaag gegee het hulle hul in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. Vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en hulle het lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal losgeraak, en die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en hy val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. En toe dit dag word, stuur die regters die geregsdienaars en sê, laat daardie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan. Ons wat Romeinse burgers is, en ons in die gevangenis gewerp. En wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie, laat hulle self kom en ons uitlei. En die geregsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring. En die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En ons sluit af met vers 40. En nadat hulle die gevangenis verlaat het,
het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan tot sover vandag. Die vraag vir die hart: volg ek die Gees na aanleiding van wat ons nou gelees het? Se nee, as hy nee vir ons sê, net soos hy ja, as die Gees ja sê, volg ons dit. Die Heilige Gees het deure toegemaak voor die Macedoniese roep gekom het. Waar sê God vir my, wag, of nie nou nie, wag. En dan het ons gesien dat Paulus en Silas loof God in die tronk, terwyl hulle in blokke vasgemaak is. Wat kom uit my mond as ek seer kry? Sing ek om middernag of sug en kla en murmureer ek? En ek wil hierdie vraag vra: is my huis werklik 'n plek van redding waar God woon? Woon God in my huis? Bring dit vir die Here blydskap om in my huis te woon? Is daar dalk iemand in my huis wat Jesus nog nie aangeneem het nie? Indien wel, is dit tyd om oor die Here Jesus in my huis te gesels. Here, leer ons sing soos Paulus en Silas in moeilike omstandighede. Ons loof U vir nog 'n nuwe dag en die voorreg om eerste met U te mag gesels het. Daar is niemand soos U nie, Here, en baie dankie vir die groot genot in my eie hart deur die lees van hierdie gedeelte. U troon is hoër as die oggendlig oor die see, Vader. En tog is U naby genoeg om my te hoor asemhaal deur U woord. En daarom prys ons U vandag vir wie U is, die heilige, soewereine God, drie-enig. Amen. You are the God who never fails. Your mercy flows, your promise holds. From age to age, your love prevails. Forever faithful, ever close. You are the God who never fails. You calm the storm with just a word. You light the dark, your voice is heard. You raise the weak, restore the lost. Your victory shines upon the cross. You walk with us through fire and rain. You hold us fast through joy and pain. Your steadfast hand will always stay. The God who makes a brighter day. You are the God who never fails. Your mercy flows, your promise holds. From age to age, your love prevails. Forever faithful, ever close. You are the God who never fails. The grave, you broke the stone. You called us out and made